Dis dag 2, Nampo Botawil. Ek in die Agrimag span kuier hier so by Johan. Hy's van Case IH. Johan, jy's die produkspesialis van die implemente. Dis reg, keisimplemente. Keisimplemente natuurlik. Nou Johan, ek dink hier agter ons, voordat ons nou tegniese besonderhede en die specs ingaan, gee ons kykers net 'n vinnige oorsig oor wat maak die inline ripper van Case IH uniek, wat's anderster en ek meen hoekom die boere sulke goeie resultate kry met hom. Willem, dis baie eenvoudig. Al jou keisimplemente reeks is agronomies ontwerp. So dis nie 'n masjien wat in 'n agterjaard gebou word en hy gaan land toe nie. Agronomies beteken hulle ontwerp hom, hulle toets hom en hulle doen alles op daai masjien vir 2 jaar lank voordat hy eers op die mark kom. So aan die ander woord, as ons hom kry, is die masjien perfek. Daar gaan niks fout met hom gebeur nie. En dis wat keisimplemente reeks so uniek maak. Ja, is die regte stal, die regte tande. Weet soos 2 jaar van toetse en proewe, dan moet jy dan weet die masjien werk as hy daar klaar is. En natuurlik getoets in Suid-Afrika se kondisies, nie net in Amerika nie, hy word hierso getoets. Nee, hy word in Amerika getoets, dan stuur hulle hom Australië toe. En Australië is die baie omstandighede, dieselfde omstandighede as ons. Daar word hy getoets en dan kom hy eers na Suid-Afrika toe. Hulle sal hom nooit hiernatoe stuur voor hulle nie weet wat gaan aan met die natuurlik. Ja. Johan, nou is daar enige spesifieke grondkondisies wat die masjien meer van hou of watse grondkondisies werk hy die beste in? Inline drippers is daarso vir vogtige omstandighede. Hy werk glad nie in droë omstandighede nie. Eintlik enige implement werk in droë omstandighede nie, maar die inline drippers is daar vir nat omstandighede. Met ander woorde, na jou stroper gestroop het, dan sal hy inkom en as jy jou grond losmaak, nie bo versteur nie en hy gaan hom daar los. Dit is nogal uniek van die masjien. Ek meen, die meeste van die tande op die inline rippers en op die rippers wat ons sien is reguit. Ja. Nou, wat is uniek op dit? Hierdie sin het 'n sekere grade wat hy vir jou gee. So baie mense vra nou hoekom die grade? Dis in eerste plek 'n tand wat baie makliker trek. En in die tweede plek lyk dit nie vir jou so nie, maar hy gaan ook 490 diep in. Dieselfde as die ander. Ja. Die langtand lyk net verskriklik lank, maar hierdie gaan dieselfde diepte in, maar hy breek jou grond onderop baie beter as enige reguit tand en hy versteur die grond ook nie. En ek sien julle het 'n ander tipe skaar op. Wat Ja, is wat ek meen dis jou vlerskaar wat jou grond bietjie beter opbreek. Dis nie net 'n gewone tand wat vir jou 'n streepie gaan trek daaronder nie. Hy gaan jou grond baie beter opbreek en hierdie spesifieke tand rol jou grond vorentoe onder die grond. Ja. En hy los dit daar. En ek meen jou aardwurms, jou boogronds is onversteurd. Onversteurd, hy doen hom niks nie. So jy het beter waterpenetrasie. Wat lekker is van hierdie masjien is jy kan sy tande skuif dat hy tussen die lyn werk of hy werk op die ry. Groter trekkers, krag wat benodig word om hom te trek. Dit hang van jou grondtoestande af. Dit hang ook af hoe diep is jou leier onder. Dis die ding wat jy wil opbreek, jou blad wat al die jare daar lê waar jy water nie en die plant se wortel nie kan penetreer nie. Dit hang alles daarvan af. As jy nie 'n vlakker leier het so maar van 10 of 20 cm het jy 30 horsepower per tand nodig, maar as jy bietjie na swaardere grond toe gaan, dan gaan jy na 50 horsepower per tand. Dit hang alles daarvan af. Johan, baie dankie vir julle tyd. Vir die wat gelukkig is om by Nampo te wees, kom draai asseblief. Johan is 'n produkspesialis. Dit is min keer wat mense kans het om met iemand te praat wat 'n kenner is in sy veld. Johan, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer. Groot plesier, hoor. Sterkte vir Nampo verder. Baie dankie. Mooi dag.